Okay mense, disclaimer, die video gaan lank wees. So as jy tyd het vir my, ek bly vir dit. So wat vandag actually gebeur het, is generally kaksnaks. En dit het actually vir my 'n bietjie kwaad gemaak, maar ek het 'n bietjie maar net chill geword na die tyd. So kom ons gaan seker maar na 'n uur terug, waar my vriend Danica, ek het ongelukkig nog nie screenshots van dit nie, maar my vriend Danica het basies vir my gevra dat ek Anna se nommer vir haar stuur, die girl wat vir my gevloek het nadat ek nee gesê het. Toe stuur ek vir haar die nommer. Sy laat weet die nommer. En aan die einde, dis die outcome. Vir julle mense wat dit wil lees, julle kan hom lees, julle kan die video's pos as julle wil. Maar anyways, long story short, sy vloek haar uit en toe stuur Malarka die voice note. Okay, hoorie, ek weet nie wat jy van Quentin is, ek dink hy's 'n sussie of iets. Maar eerste plek, ek het nie op hom gecheat nie, want eerste plek het hy vir my in my gesig gelieg op call en gesê hy hou nie van Kelly nie. Hy praat nie met Kelly nie. En as jy nie weet wie's Kelly nie, Kelly is sy ex. Hy het saam met sy eie woorde gesê sy's 'n attention seeking bitch. En daarna praat hy met haar. So en hy het in my gesig gelieg en ek het nie op hom gecheat nie. Ja, ek het met Zayn gepraat terwyl ek en Quentin saam was, maar ek het met hom opgebreek. So die feit is dat hy sê ja. En in die eerste plek, hoekom date hy my? En moenie my vriend kom WhatsApp en sê blablabla, niemand regtig maar sy het die reg om vir Quentin te vloek, want in die eerste plek ek soek hom nie eers terug nie. Like dis die grootste mistake wat ek in my lewe gemaak is om te date. So ja, ek weet ek het 'n mistake in my lewe gemaak is om daai ding te ontmoet, te date en weer te date. So ja, ek weet dis bad. En weet jy wat, my ouers is 10 keer beter as wat Quentin in sy hele lewe kan wees, want hy het soos actually soos liefde en nie soos Quentin se fake cock nie. So ek gaan eerlik met jou wees, sê vir jou fucking boetie Quentin, hy's fucking childish, hy moet groot word en hy's 'n fucking gomgat. Dankie. Okay, anyways, eerstens. Nommer 1, sy het op my gecheat. Nommer 2, ek voel 'n fok as jy vir my sê ek's childish. Jy's die people wat childish is. Jy noem vir my 'n attention seeking bitch. Jy's die ene wat attention seeking is. En nou wil jy vir my sê dat ek was nie vol liefde nie. Hoorie, iemand gaan maak dat ek iemand oor die kop moer met 'n stok. Want so waar is te wragtig, jy's actually befok in jou 11-jarige kontlike kop. Hoe sê jy vir my dat ek nie fucking liefdevol is vir jou nie, wanneer jy self weet, ek het screen recordings, ek het screenshots, ek het alles van hoe ons met mekaar gepraat het, en nou wil jy alweer in die kat met my praat. O, Here Jesus, nee, jy maak mense mal. Ek sê jou, sy maak mense mal. Want sy noem my nou kinderagtig, wanneer sy haarself weet, sy is die kinderagtige bitch. En ook nog, jy sê van my, ek het vir jou vriend gister gelaat weet. Dan wat 'n poes is daai? Sê vir my asseblief, wat 'n poes is daai? Jy het vir jou vriend gevra om vir my te fucking laat weet, om saam met jou te wees, en nou wil jy vir my sê, jy wou my nie terug hê nie. Oor, jy gaan fucking na jouself, want jy's dood eenvoudig ernstig. Ek weet nie wat nie, maar kom ons sê maar net, jy is iemand wat nie eintlik moet lewe nie. En jy sê vir my, ek het vir jou in jou gesig gelieg. FYI bitch, jy het vir jouself gelieg. Ek het gesê, ek praat met Kylie, maar ons date nie. Ek het vir jou screenshots en alles gewys, en nou wil jy vir my kom sê, ek het vir jou voor in jou gesig gelieg. Here Jesus, en jy sê vir my, ek's kinderagtig. Like, generally, wow Malarka. Ek weet, jy gaan hierdie video nie kyk nie, ek weet, my vriende gaan die video kyk, maar as jy die video kyk, weet net, jy's ernstig. 'n Befokte 11-jarige kind, wat dink is baie groot, en wat dink om te drink, en om te rook, en om so met 'n fucking 16-jarige persoon te praat, is goed. It brings warmth to my heart, when I catch a poes in a lie. O ja, en nog 'n ding voordat ek vergeet. Die feit dat sy vir my sê, sy weet nie hoekom sy in die eerste plek saam met my gekom het nie, want sy was nie regtig lief vir my nie. Die feit dat sy dit gesê het nie, maak dit ek wonder, dan hoe te poes was ons vir 2 maande saam? Dis die enigste vraag wat ek haar antwoord versoek, is hoe the fuck was ons vir 2 maande saam, en jy sê die kak nou? Like genuinely, what? Why? En ook nog no offense, die feit dat sy vir my die feit dat sy gesê het,
Anne het die reg gehad om vir my te vloek. Wil ek net weet, waar die fok het sy die reg gehad? Hierdie is die chats wat ons voor die tyd gehad het. Waar die fok het sy die reg gehad om my te vloek? Sê dit vir my asseblief. Like genuinely nee. Mense is net fucking kinderagtig. Orie, en no offense. Dis die laaste ding wat ek nou vandag gaan sê, want dit begin nou donker raak, ek begin gatvol raak, want ek seker al vir die afgelope 20 minute nou besig om die video net te edit en klaar te maak. Maar die feit dat sy vir my sê, ons relationships was fake, en die feit dat sy die audacity gehad het om te sê, sy was nie, kammersdag lief vir my nie, die type goeders. Dan wil ek jou net een slag in bed is. As jy vir my wil sê, dis fake, hoekom dan het jy vir my getrust om screenshots van jou te vat terwyl jy so gelyk het? Like, genuinely. Explain it to me. Maar anyways, ek is klaar met haar. Ek dink ek het klaar vir haar nou uitgekak op die punt. Ek self in my moeren op die punt, want ek so kwaad. Maar ja, die res van julle, geniet julle aand. I'm gone. Okay mense, ek beloof dit is die laaste klip. Al wat ek wil sê is props na Danica, my vriendin, wat die hele storie nou possible gemaak het, want sy is die ene wat vir Anna nou getekst het, en sy is die ene wat nou die message van Malarka gekry het. So props na haar, shout out vir haar, want sy is die goat.